Goeiemôre. Vriende, dit is die eerste Sondag van 'n nuwe jaar. 'n Klomp nuwe moontlikhede, nuwe geleenthede, 'n nuwe pad vir ons elkeen. Mag dit vir ons elkeen vandag en elke dag en spesifiek ook elke Sondag in 'n erediens vir ons 'n vreugdevolle geleentheid wees. Ons het vanoggend die voorreg om 'n hele paar besoekers by ons te hê. Ons het ook 'n hele paar kleiner kinders hier in die kerkgebou vanoggend by ons. Die uitsending in die familiekamer werk ongelukkig nie. So ek het vir die ma's gesê, dis net hulle wat hulle kinders gaan hoor. Ons gaan hulle nie hoor nie, hulle kan maar 'n bietjie harder praat as dit moet. Ontspan, geniet die oggend en baie welkom ook aan almal van julle hier. Ja, en as 'n kind iets sê, die doop onder andere gaan jy sê dat die kerkgebou, die gemeente, is die plek waar kinders kan oefen om gelowiges te wees. So ja, partykeer moet hulle op die banke spring en bietjie harder praat of gil as hulle lus het. Ontspan gerus vanoggend. Kom ons groet gou mekaar, sê vir mekaar welkom. Maak seker wie sit naby jou en sê ook vir mekaar 'n geseënde nuwe jaar. En terwyl ek nou praat van die doop, wil ek spesiaal ook welkom sê vanoggend Mattie en Christian van der Walt vir julle wat uit die koue Engeland kom voel het waar dit warmer is. Baie welkom vir julle. Ons is bly dat julle vandag hier in Suid-Afrika is om die doop te bedien en ons weet ook dat julle gemeente daar dit graag sou saam met julle wou beleef. En sê ook vir hulle dankie dat ons bevoorreg is dat julle dit dan nou hierdie keer hier by ons doen. En dan ook vir Johan en vir Nikkie van der Merwe, ek dink hulle is in die moederskamer en ook vir hulle familie. Hulle is lidmate in die gemeente, hulle woon hier. Baie welkom ook Johan en Nikkie en julle familie aan julle. En dan 'n besondere welkom vanoggend vir Wian en Ayla Rousseau. En julle het nou die naam gehoor, maar as julle nou nie onthou nie, dis dieselfde een wie se naam op die familienuus gestaan het met 'n proponent vooraan. Proponent Wian Rousseau. Wian is beroep na ons gemeente toe. Hy gaan later in die maand antwoord op die beroep en hulle kuier by Ayla by jou ouma. By haar ouma in Durbanville. En baie welkom ook aan julle. Dis baie lekker dat julle ook Ayla se ma en haar ouma vanoggend hierso saam met ons die erediens kan bywoon. Vir die verlede Sondag het ons die erediens begin met die woorde van lied 346. En ons gaan vanoggend weer die erediens met daardie woorde begin. In lied 346 in ons liedboek staan daar: Ek kniel ook voor u voete, Heer. En dan hierdie besondere woorde: U Jesus is my lewe. Saam met die herders kniel ek neer, God het my skuld vergewe. O neem my denke, my wil, my gevoel, laat streef my na die hoogste doel, om tot u eer te lewe. En as daar nou 'n nuwe jaar vir ons voorlê, dan begin ons dit op dieselfde manier as wat ons verlede Sondag die jaar afgesluit het. Laat streef my na die hoogste doel, om tot God se eer te lewe. U Jesus is my lewe. Mag dit ook vanoggend vir ons voorop staan in ons denke, in ons wil en in ons gevoel. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan en dan gaan ons 3 liedere saam sing. 2 daarvan is Kersfeesliedere, kom kinders besing met 'n vrolike stem. Weer dink ons saam aan daardie nag en dan 'n derde lied, Genade onbeskryflik groot. En die derde lied gaan ons ook help om oor te gaan
na die doop toe. So let ook op die woorde, genade, onbeskryflike groot genade. Kom ons staan en ons sing al 3 liedere. Kom kinders, we sing met 'n vrolijke stem, die wonders van God in die stad Bethlehem, want daar is die Heiland gebore, die nog, die ook van die wêreld deur eeuwig verwacht. Geringe
Ek sê altyd dat vir my is die doop van 'n klein kindjie die grootste teken van God se genade. Genade wat iets is wat gegee word aan iemand sonder dat hulle dit verdien. Om vir iemand te gee dit wat hulle nie verdien nie. En dat God in Jesus Christus kom en sê dat ek myself en alles wie ek is en alles wat ek gedoen het vir 'n klein seentjie en vir 'n klein dogtertjie gee wat waarskynlik niks weet wat vanoggend hier gebeur nie. Net soos wat hulle nie gevra het om in hierdie lewe in te kom nie. Nie gevra het of toestemming gegee het wat hulle name is nie. Of wat 'n klere hulle dra nie. Maar dit aan hulle geskenk word. Kom God en hy skenk homself aan hulle. En die doop sê ek altyd begin, of dit sê die Bybel vir ons, begin by die ooreenkoms wat God reeds met Abraham gemaak het. God het vir Abraham gesê, ek sal jou God wees. En julle moet daarop reageer en my kinders wees, my volk wees. In die Bybel word nie gepraat van 'n ooreenkoms nie, maar van 'n verbond. En in die woord verbond is daar, hoor ons, die woord verbind. En die doop sê nie dat Francina of Stefan hulle verbind aan die Here vandag nie. Maar die doop sê vandag dat hulle die teken daarvan kry, dat God hom reeds aan hulle verbind het. En hy vra hulle ouers, en vir die kerk, vir ons, wees vir hulle voorbeeld, vertel vir hulle hiervan, roep hulle op om hierdie geskenk aan te neem. En as ons dit in ons eie tyd wil probeer meer verstaanbaar maak, dan dink ek is die heel beste simbool daarvan 'n testament. Want 'n testament is indien nie die enigste nie, een van die min ooreenkomste in ons wêreld wat geldig is as net een party dit geteken het. Gewoonlik moet 'n kontrak, 'n ooreenkoms deur twee partye geteken word. Hulle moet ooreenstem. Maar in 'n testament weet die een wat iets ontvang nie eens altyd daarvan nie. Die een aan wie die goed op die oomblik behoort, teken die testament en sê dit is hoe dit verdeel gaan word. En as daai een persoon dit geteken het, dan is dit geldig. En so geld die verbond van Jesus, van God met ons. Toe hy dit geteken het, toe hy dit met Jesus se bloed verseël, toe is dit geldig vir ons almal. En daarmee skenk God alles, al sy gawes aan ons. En nie net in ons wat groot mense is nie net in ons wat dink dat ons alles verstaan en alles kan verklaar en kan verduidelik nie. Maar hy gee dit ook aan ons kinders. Hy sê vir ons kinders dat julle deel is van hierdie huisgesin waar God in beheer van die huisgesin is. Vir ons en vir ons kinders. En vanoggend gaan Francina en Stefan gedoop word in die naam van die drie-enige God. En as hulle gedoop word in die naam van die Vader, dan sê God vanoggend vir hulle, ek wil jou God wees wat vir jou sorg en vir jou liefhet. As hulle gedoop word in die naam van Jesus, dan sê God, ek wil jou verlosser wees. Ek het reeds alles gedoen, maar ek wil hê jy moet dit vir jou toeëien. Ek wil jou verlosser wees. En as hulle gedoop word in die naam van die Heilige Gees, dan sê God, ek wil die God wees wat in jou woon. Ek wil jou gewete wees. Ek wil die een wees wat jou herinner om te leef soos 'n volgeling van die Here. Vriende, en ek sê nou weer, al verstaan ons kinders nog nie die doop nie. Al gaan hulle waarskynlik slaap of huil of 'n ander goed dink en nie weet wat hier gebeur nie. Verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Om die waarheid te sê, dit bevestig juis
dat dit God is, wat uit vrye inisiatief, ook in hulle geval, uit vrye genade, die inisiatief neem, in hulle verlossing. God neem die inisiatief, in ons verlossing. En Christian en Mette, ek gaan vra dat julle vorentoe kom. Ja, julle kan so staan. Nou elke keer, miskien nie elke keer, maar baie kere, wanneer ons in ons lewe oor 'n drempel stap, in 'n nuwe fase van ons lewe instap, dan het ons die geleentheid om ons geloof te bely, om te sê dat ons glo in God. En vanoggend het julle hierdie geleentheid om julle geloof voor die gemeente te bely. En ek gaan vir julle 4 vrae vra, waarmee julle dit dan vanoggend bely. En die heel eerste vraag is, glo julle in God, soos wat hy hom in die Bybel aan ons bekend maak? En die tweede vraag is, glo julle in die Bybel, en aanvaar julle dat die Bybel die ware en die volkome leer van die verlossing is? En dan sê ek altyd, die Bybel gee nie vir ons antwoord op al ons vrae nie. Ons weet nie hoe oud die aarde is nie. Ons weet nie wat het van Josef, Jesus se pa geword nie. Vir die Bybel is dit nie so belangrik. Vir die Bybel gaan dit oor die leer van die verlossing. Dat ons weet dat Jesus is die Christus. En as ons in hom glo, het ons die ewige lewe. Die derde vraag wat ek vanoggend vir julle wil vra, wat julle moet bely. Bely julle dat die kinders van gelowige ouers deur die genade van God aan Jesus Christus behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop kan word. En die vierde vraag, onderneem julle en stem julle saam dat julle dogtertjie die ook deur die geloofsgemeenskap in Engeland, in Londen, as julle dalk later weer in Suid-Afrika woon of waar ook al, maar deur die geloofsgemeenskap, dat die geloofsgemeenskap julle kan help om haar te leer om te glo en ook vir haar 'n voorbeeld te wees. Wat is hierop, Christian, met julle antwoord? Ek gaan vra dat Francina ingebring word na ons toe. En terwyl sy nou, bly sommer hierso, ek gaan vra dat julle as familie, die van julle wat naby aan haar voel, dat julle ook hier voorkom staan by hulle. As jy kunt in Engeland woon, kan jy maar in die kerk bietjie op by haar kom staan, of by hulle kom staan. Kom ons doop haar. Ons staan hier. Julle kan almal nader staan, ek wil sien. Kan jy mooi sien, dat iemand jou optel dat jy kan sien? Martha Francina van der Walt, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. En Francina, nou het jy die teken daarvan op jou voorkoppie, dat God hom aan jou verbind, en altyd by jou sal bly. Kan ek probeer maar vasthou? Kan jy bietjie by my sit? Kan jy bietjie by my sit? Papa en mama het vir jou 'n gebed geskryf. Vriende, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam met haar ouers hierdie gebed. Vader, dankie vir die geskenk wat Francina is
en dat u genade en liefde vir haar is. Ons bid dat Francina u sal ken as haar God en redder, dat sy u liefde en teenwoordigheid elke dag dieper sal verstaan en ervaar. Beskerm haar teen die wêreld, die vlees en die duiwel, dat sy nie sal leef in vrees nie, maar haar hoop en rigting sal kry in u woord. Geef vir haar 'n liefde vir u kerk en help haar om u liefde en vreugde met ander te deel. Amen. En vriende, hierso is Francina, 'n lidmaat van die kerk van Jesus Christus. Sy gaan ten minste vir die volgende paar jare, of dalk baie jare in Engeland woon. Wat is die vreugde daarvan en die voorreg daarvan dat die kerk van Jesus Christus een kerk is, oor die wêreld heen versprei. En ek het nou net bedoel toe ek gesê het dat die kerk, ook ons gemeente, en die gemeente in Londen, die oefenplek is vir kinders om te glo. Ouers maak hulle kinders in hierdie wêreld gewoond, en hulle leer hulle kinders, hoe lyk hierdie wêreld? As geloofsbroers en susters, moet ons vir hulle die ruimte skep, om te sien hoe lyk gelowige mense. Christian en Mattie, mag julle die genade kry en ontvang elke dag om vir haar 'n voorbeeld te wees, om vir haar te vertel van Jesus, sodat die aflosstokkie wat julle by julle ouers gekry het, julle geloofsaflosstokkie, dat julle dit ook aan haar kan oorgee. En ons gebed vanoggend is dat julle in julle lewe die voorreg sal hê om te kan sien dat sy daai stokkie vat en sê, maar papa en mamma en oupa en ouma, ek glo ook in Jesus. Ons wil graag vir julle 'n Bybel gee en 'n kers. Die Bybel is vanselfsprekend, die Bybel is God se woord. Dis die lig op ons pad. Dankie, Jack. En die kers is die simbool van hierdie lig. Maar die kers is ook iets wat ons gebruik as ons fees vier. So volgende jaar op die 4de Januarie steek die kers aan. Kyk na die video van vanoggend, vertel vir haar van haar doop, en vier ook haar doopspreek. 4 manne, fooi tog netjie. Fooi tog netjie. Dis so lekker dat julle vanoggend hierso te Johan en Nikkie van der Merwe. Maar voor ons iets verder doen, wil ek gou Janus, Niklas, kyk gou daar op die skerm, kyk gou daarso. Kyk hoe julle gelyk toe julle gedoop is. Niklas, onthou jy nog hoe jy daai oggend vir jouself bemors het? Maar vandag is julle groot seuns en weet julle om julle boetie te kan help. En vanoggend, ek gaan nou dieselfde vir julle sê, Nikkie en Johan, het julle weer 'n keer, soos in by die vorige 2 gevalle en by julle troue en by julle belydenisaflegging, die geleentheid om te sê, maar ons glo in die Here. Dis 'n tyd wat ons sê, as dit ware waar ons terugkruip na ons verhouding met die Here. Die eerste vraag waarop julle moet antwoord, of kan antwoord, is die vraag, glo julle in God, soos hy hom in die Bybel aan ons bekend maak? Die tweede vraag, aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel die ware en die volkome leer van die verlossing, die ware en die heel, die volkome is heel, leer van die verlossing, om te sê dat Jesus is die Christus, en as ek in hom glo, het ek die ewige lewe. Die derde vraag, bely julle dat die kinders van gelowige ouers, en daarom julle kinders, deur die genade van God aan Jesus Christus behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop kan word. En die vierde vraag, beloof julle om julle kinders volgens hierdie leer, die Bybelse leer te onderrig, maar ook deur die kerk, die geloofsgemeenskap te laat onderrig. Nikkie, Johan, wat is hierop julle antwoord? Mag die Here elke dag vir julle baie wysheid en baie genade en alles gee
wat julle nodig het in die opvoeding van Stefan, maar ook julle ander kinders. En nou gaan ek vra dat hulle familie, mense wat naby aan hulle is, as julle wil, kom staan gerus hier so by hulle. En vriende, ons doen dit omdat, en ek het dit net nou ook gesê, geloof werk soos 'n afloswedloop. Ons gee die stokkies aan vir mekaar. Natuurlik is daar mense wat die stokkie ergens vandaan kry wat dit nooit aan hulle aangegee is. Maar vanoggend is ons so bevoorreg om 2 ouerpare te hê wat die stokkies by hulle ouers gekry het. En ons is so bly dat julle hierin kan deel. So kom, ons gaan hom doop en Janus en Niklas, julle moet nou mooi kyk, dan kan julle nou sien, Janus, jy het al gesien hoe lyk dit toe ons vir Niklas gedoop het. Maar Niklas, jy het nog nie gesien hoe jou boetie gedoop word. So vanoggend gaan jy dit sien, dan kan jy mooi van hom vertel hoe dit gebeur het toe hy gedoop is. Stefan van der Merwe. Hierdie water, soos wat water ons skoon was Jesus se bloed ons skoon en die water is 'n teken van daai bloed. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Stefan, nou het jy die teken daarvan op jou voorkoppie, dat God hom aan jou verbind en altyd by jou sal bly en jou altyd sal onthou. Sal ons probeer. Kom ons bid Nikkie en Johan se gebed vir hom. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam met hulle. Liewe Vader, ons kom voor U met 'n hart vol liefde en dankbaarheid vir ons kosbare geskenk Stefan. Vir sy lewenspad vorentoe bid ons dat U hom sal laat lewe en groei in liefde. Ons bid vir eerlikheid, integriteit en getrouheid as deel van sy waardesisteem. Ons bid dat hy genadig en barmhartig sal wees in sy optrede teenoor homself en teenoor ander. Ons bid vir selfrespek, selfbeheersing en 'n gesonde selfbeeld. Ons bid vir die regte vriende en lewensmaat eendag. Ons bid dat hy God se plan vir sy lewe sal verstaan en uitleef. Here, hou ons kind veilig in al sy avonture. Amen. Kom ons loop 'n bietjie. Kom stap 'n bietjie. Kom stap eentjie. Vriend, hier is Stefan. Party dae gaan hy wil huil. Party dae gaan hy wonder waar sy pa en ma. As hy een van ons raakloop, mag hy beleef dat ons vir hom lief het met Jesus se liefde. En sonder om afbreek te doen aan die vreugde van hierdie dag. Die dag 6 jaar gelede is Nikkie se broer oorlede. En dit is ook 'n dag met 'n stukkie hartseer. Maar juist dan is die genade van God so groot, dat God sê, ek sal by julle wees, en dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. En hierso is klein Stefan. En ons hoop sy boeties is gereed, as hy hom teen hulle gaan verset. Mag die Here vir julle baie wysheid en baie liefde en baie genade gee, en julle dit elke dag ontvang. En ons wil graag ook vir julle 'n Bybel gee, en 'n kers, die Bybel as die Bybel as die lig op ons pad, en die kers as die simbool daarvan, maar ook dit wat julle kan aansteek om fees te vier, en sy doopverjaarsdag te kan vier. Vriende, kom ons sing 'n lied. Nader tot die Here. Hy sal getrou ook nader tot ons. Nader tot die Here. Ek dink ons kan 'n slag staan, so kom ons staan en dan sing ons hierdie lied.
Baie dankie dat ons as 'n gemeente in hierdie voorreg mag gedeel het om ook hierdie stuk genade in julle lewens en in ons lewens te kan ervaar. Ook aan die oupas en die oumas, baie geluk en ons hoop die verlange raak nie te veel nie. Party oumas woon lekker naby, maar party oumas en oupas woon ver. So sterkte vir elkeen van julle. Baie dankie, julle kan weer gaan sit. Dankie. En vriende, in hierdie oomblik is dit sekerlik die beste oomblik om ook dankie te kan sê. Ons kry geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers, wat 'n teken is van onsself as 'n offer vir die Here. Terwyl julle so bly sit, gaan ons nog 'n lied sing. 'n Lied waarmee ons almal dan, soos wat die twee ouer pare dit nou net gedoen het, ons geloof bely. Ons glo in U alleen.
se naad en dood. Breek die scheidings af, laat ons vredemakers word. Jesus is hier, aan U kom toe neer. Heerlijkheid en eeuwigheid, Jesus Christus is hier. Jesus is hier, aan U kom toe neer. Heerlijkheid en eeuwigheid, Jesus Christus is hier. Ons lees vanoggend saam uit Hebreërs. Hebreërs wat nie altyd 'n ewe maklike boek is nie, maar so baie ryk boek, of waarskynlik was dit 'n preek wat gepreek is, om te sê, wat is die rol van Jesus in die vroeg-Christelike kerk? Wie is Jesus nadat hulle vir 'n lang tyd al die wette, al die Ou Testament voorskrifte nagekom het? Wie is Jesus? En dan lees ons net in hoofstuk 2 'n paar verse van vers 10 af. God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, God wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. Daarom was dit reg, of miskien is 'n beter woord gepas, daarom was dit gepas, dat hy hulle leidspan tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle, dis nou ons, sy broers en susters te noem nie. Hy sê tog, ek sal U naam aan my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek U lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle 'n mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dis die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Dis duidelik. En hoor mooi hierdie vers, dis duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham, oor ons. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers en susters gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. As ek net een sinnetjie hieruit kan herhaal, is dit in vers 13. Hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Vriende, ek het eers lang tyd terug 'n stuk gelees van iemand wat geskryf het hoe dat hy, toe hy op skool was, deur die oud Springbok Gerrie Germeshuis afgerig is. En hy sê dat vir hulle as jong rugbyspelertjies was hulle afrigter Gerrie Germeshuis net so effentjies onderkant die Here. Hy sê dat as hulle afrigter vir die Springbokke gespeel het, dan was al die seuns saam met hom op die veld. Nie letterlik nie, maar in hulle gedagtes, in hulle meelewing was hulle daar saam met hom
op die veld. Sy drieë, sê hy, was ons drieë. En wanneer hy ons afgerig het, wanneer hy ons op wedstryde voorberei het, het ons aan sy lippe gehang. Want ons het geweet, ons meneer weet waaroor rugby gaan. Ons kan maar na hom luister. Hy was self daar. Hy was self op die rugbyvelde, op die hoogste vlak het hy gespeel. Hy weet hoe dit voel. Hy weet wat ons moet doen. En het hulle vir mekaar gesê, as hy, ons meneer, as hy 'n springbok kon word, hoekom dan nie ons ook nie? Vriende, Hebreërs 2, eintlik die hele Hebreërs boek, maar veral hoofstuk 2, praat met hierdie brandende entoesiasme oor Jesus. Hebreërs sê vir ons dat daar twee bewegings is. En ek het dit so probeer voorstel. Die een beweging is dat Jesus van God afkom na die mens toe. Dis wat ons so pas gevier het met Kersfees. God wat na ons toe kom. God wat Immanuel word. God wat sy godheid prys gee. Wat 'n mens word, wat hier by ons kom woon. Sy tent in ons wêreld kom opslaan. Hy wat verstaan. Hy wat in elke opsig aan ons as mense gelyk geword het. Met sy menswording het Jesus gekom en het hy as het ware die hemel en die aarde aan mekaar vasgebind. En dit is hoekom ons elke oggend kan opstaan en die lewe in die oë kan kyk en kan leef. Gerry Germeshuis het aanvanklik as rugbyspeler nie eintlik veel mense se aandag getrek nie. In sy matriekjaar is hy nie gekies vir die Kruiwenweek span nie. Toe hy vir Transvaal se B-span gespeel het, het die Vrystaatse afrigter vir hom gevra, wil hy nie in die Vrystaat kom speel nie. En toe die Transvaal afrigter daarvan hoor, het hy hom gesê, jy kan maar gaan. Jy gaan in elk geval nooit verder kom nie. As 'n seun dus uit die span uitgelaat is, en hy hartseer was, en gevoel het ek is nie goed genoeg nie, en meneer Germeshuis hom getroos het hy geweet, hierdie meneer weet waarvan hy praat. Hy was ook baie keer uit die span gelaat. Hy het ook baie keer gevoel, hy gaan nêrens kom nie. Jesus is die een, wat met ons medelee het, want hy's 'n mens net soos ons, het hy hier op aarde geleef. Geen verhouding, geen situasie hier op aarde is so dood, dat hierdie Jesus wat van God af gekom het, dit nie kan lewend maak nie. En dit is die boodskap van Kersfees. Dis die een beweging, die beweging van God af na mense toe, dat God tussen ons kom woon. Maar daar is ook 'n tweede beweging. Jesus kom aarde toe en hy word een met ons, sodat hy ons na God toe kan neem. Sodat hy ons kan insluit by God se volk. Sodat ons opgeneem kan word in heerlikheid, in volmaaktheid en in heiligheid. Jesus kom aarde toe en gaan dan oor na die tweede beweging toe om ons na God te neem, sodat ons 'n toekoms kan hê saam met God. Ja, Jesus is in die ware sin van die woord 'n hoëpriester. 'n Hoëpriester, vriende, is 'n middelaar. Is een wat in die middel staan tussen God en mens. Jesus verteenwoordig vir God by ons. En terselfdertyd verteenwoordig hy my, ons, by God. Jesus is die persoon, nie net die een wat Immanuel is, wat God by my is, en wat vir my troos of my help nie. Jesus is die persoon, in wie, en deur wie, ek
ons na God toe kan beweeg. As hierdie brief geskryf of hierdie preek gepreek word in Hebreërs, dan is dit 'n tyd wat dit vir die mense, die Christene, baie sleg is, baie moeilik is. Hulle wonder, wat is geloof regtig? Hulle wonder of ons regtig, of dit moeite werd is om te glo. Want hulle kry swaar, hulle word vervolg. Glo ons reg, glo ons genoeg? En dan kom hierdie boek om vir hulle te leer. Om te sê die manier hoe ons geloof sien, kan jou somtyds op moedverloorse vlakte laat sit. Want vriende, as geloof vir my is, dat dit ek is wat vir God kies, dan val my geloof baie keer in 'n sloot, omdat ek wonder of ek reg gekies het, en of ek goed genoeg aan God vashou. Dan word my knieë slap en my arms lam, sê Hebreërs. Want dan hang alles af van die energie en die krag waarmee ek aan God vashou. En as ek altyd bang dat ek dalk kan laat glip en kan afval. Maar die Hebreër boek gloei as dit ware met die teendeel. Hierdie boek sê, Jesus het na my toe gekom, om my na God toe te neem, om my aan God te verbind, om vir my in heerlikheid by God uit te bring. Jesus het gekom en hy het die greep van die duiwel vernietig, sodat ek nie meer 'n slaaf van die duiwel is nie. Daarom sê vers 17, moes hy in elke opsig aan sy broers en susters gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n genadige hoëpriester voor God vir ons kan wees. Vriende, as jou kragte min word, en as jy wonder of jy goed genoeg rugby speler is, dan kan jy na die afrigter kyk. Want hy speel op 'n vlak waar jy nog nie gekom het nie, maar hy bemoei hom met ons as die spelers. As ons kragte min word, en as ek dink dat ek nie styf genoeg aan God kan vashou nie, dan kan ek na die afrigter, na my oudste broer, na Jesus kyk. En dan kan ek weet, hy's 'n mens net soos ek, hy's versoek net soos ek, hy het gelei. Hy verstaan. Hy het met my medelee. Hoe diep die band met hierdie hoëpriester is, sê vers 13, die vers wat ons herhaal het, so mooi. As Jesus sê, vir God, vir sy Vader sê, hier is ek, met die kinders, wat God my gegee het. Hier is ek met die kinders, wat God my gegee het. Jesus is nie net aan ons gegee nie, maar ons is deur die Vader aan Jesus gegee. Ek gaan dit herhaal, want dit is so belangrik. Jesus is nie maar net aan ons gegee as Immanuel nie. Ons, ek en jy, is deur die Vader aan Jesus, aan die afrigter, aan die middelaar, aan die hoëpriester gegee. Ons is aan hom toevertrou. Nie deur ons ouers, of deur 'n dominee, of deur 'n onderwyser nie. Ons is deur God aan Jesus toevertrou. En hy is nie skaam om ons sy broers en susters te noem nie. Hierdie Jesus, aan wie ons gegee is, lê beslag op ons lewens. Hier is ek, sê Jesus, met die kinders wat U vir my gegee het. Hy sit nie by die Vader en dan sê hy, ja, Vader, hier is ek nou, die kinders is ook hier eers, ek weet nie presies waar hulle nou is en by wie hulle nou kuier, maar hulle is hier eers. Hy sit ook nie daar en sê, Vader, hierdie kinders is van 'n ander geslag. Hulle sukkel maar.
Vader, hulle dink baie anders as wat ons dink. Hulle doen dinge op 'n ander manier as wat ek dink dinge gedoen moet word nie. Nee, Jesus sê, hier is ek. En hier rondom my is die kinders wat U my gegee het, aan my toevertrou het. Daarom, vriende, as jy soms voel of jy faal as 'n gelowige. As jy soms voel dat jy faal as 'n lewensmaat. As jy soms voel maar ek faal as 'n ouer. Dan sit Jesus nie by God en sê, kyk net wat vang hulle aan nie. Dan sit Jesus nie by God en hy kyk so af na ons en sê, julle moet dit nou uitsorteer en julle moet regkom en julle moet 'n ander lewe lewe nie. Nee, juist dan. As ons voel ons faal, dan vereenselwig Jesus hom met ons. Dan glo die rugby-afrigter in sy spelers, omdat hy self versoek is, kan hy die help wat versoek word. Ja, selfs wanneer jy struikel in jou geloof, selfs wanneer jy skaam is, dan staan Jesus by jou, met sy hande om jou, en dan sê hy vir sy Vader, Vader, hierdie mens behoort aan ons, aan my, U het hom aan my toevertrou. Johan en Nikkie, net een Christian, maar ook ander ouers. As jy bekommerd is oor jou kinders, dan kan jy met die grootste vrymoedigheid bid, Here, hierdie kinders, is hulle, wat U aan Jesus gegee het. Hou hulle vas. Hierdie is die kinders, wat U aan Jesus gegee het. Hou hulle vas. Hierdie persoon wat gepraat het oor Gerry Germeshuis as sy rugby-afrigter, vertel dat hulle kort voordat hy nog geskryf het 'n skoolreunie gehad het, 30 jaar na hulle matriek was. Hy sê al die seentjies wat deur Gerry afgerig is, was nou al mooi groot. Almal was daar met hulle mans en hulle vroue. Party was al weduwees of weewenaars. Ander was al oupas en oumas. En dan sê hy, ek was nogal verras om te sien hoe my skoolmaats uitgedraai het. Die grootste kansvatters, die losbandiges en die leegleers. Ek is verras om te sien dat hulle heel respektabele mense is. Ek het onthou, daai Saterdag aand, 31 jaar gelede toe, die aand voordat ons voorgestel en aangeneem is. Destyds het ek gedink, 'n paar ouens hoor daarom nie voor die kansel om voorgestel te word nie. Maar sê hy, vandag sien ek hoe hulle verander het. Vandag sien ek hoe die mees onverskillige ouens in matriek, standaard 9, graad 11, 12, hoe die mees onverskillige ouens nou ewe skielik, of oor die tyd, met geestelike bedienings begin het, of barmhartigheidswerk in 'n township begin finansier het. En sê hy, toe onthou hy skielik, wat Tannie Sieberhagen vir hulle vertel het, daai aand, hulle aangeneem is. Sy het gesê, my kind, jy verstaan nie ten volle wat vanaand hier gebeur nie. Jy dink jy verstaan, maar jy sal eers later regtig verstaan wat vanaand hier by hierdie aannemingsgeleentheid voor hierdie preekstoel gebeur. Want wat vanaand hier gebeur,
is dat Jesus vir sy Vader sê, Vader, hier is ek met die kinders wat U aan my toevertrou het. Ek gaan hulle nooit los nie. Hulle gaan my los, party van hulle. Maar ook dan sal ek agter hulle aanstap, want ek gaan hulle nie los nie. Hier is ek, met die kinders wat U aan my toevertrou het. Christian, Mattie, Johan en Nikkie, die doop sê vir ons, dat om 'n volgeling van Jesus te wees, beteken nie, dis ek wat vir God kies nie. Om 'n volgeling van Jesus te wees, beteken dat hy het vir my gekies. Hy het die inisiatief geneem in my verlossing. Hy het my nie gelos nie. Ook nie in die tye toe ek hom gelos het. Dis 'n nuwe jaar. Dis 'n drumpeljaar vir hierdie gemeente. En aan die begin van hierdie jaar kom sê die Here vir twee families, kom sê die Here vir 'n geloofsfamilie, ek sit my hande rondom julle. Ek sit my hande rondom julle elkeen. Ek sit my hande rondom julle as 'n gemeente. Hier is die kinders wat deur die Vader aan Jesus toevertrou is. Voel maar aan julle oorkoppe. Kruip terug in julle doop in. Ek sal julle nooit los nie. Amen. Terwyl ons nadink oor hierdie boodskap en oor Hebreërs 2, kom ons sing 'n lied. Ons vra vir die Here dat hy ons oë sal oopmaak as ons in die nag inkyk. Ons vra vir hom dat ook in 'n gedeelte wat ons dalk nie so baie keer lees nie, ons sal verstaan wat dit beteken, dat hy vir ons vat en ons aan die Vader verbind en ons deel maak van God se familie. As ons die nag kyk, wys ons die hoop wat duisternis laat wyk. Spreek die woorde in ons, dat ons dit weet aandra. Breek ons dit waarheid, breek
En Hemelse Vader, ons bid dan dat ons regtig met oop oë in 'n onbekende jaar sal instap. Bid ons Here dat U ons ook sal help om maar nie net oor die onbekendheid besorg te wees nie, maar dat ons tree vir tree, oomblik vir oomblik, U sal raak sien. Sal sien, Here, dat U ons optel en dat U vir ons die lig vir hierdie wêreld maak. Amen. Vriende, julle is welkom vir 'n koppie tee na die tyd in die saal. En dan gaan ons afsluit met 'n laaste Kerslied, seker vir hierdie seisoen, lied 345. Hanlie, kan ek vra dat ons net die eerste en die tweede vers sing, net vers 1 en 2 van lied 345, kom alle getroues. Kom ons staan daarvoor. Kom alle getroues, vrolijk en vol vreugde, o kom die Geest nou op Bethlehem. Loof dan die Kerkie, tot ons weggebore, ons buig daarin aanbidden, ons buig daarin aanbidden, ons buig daarin aanbidden, voor Jesus Heer. Het kind is geboren, loof die God van liefde, Hy kom ons verlos, Hy is wonderbaar. Ons maak die sterke, God en Vos van vrede, ons buig en bly aanbidden, ons buig en bly aanbidden, ons buig en bly aanbidden, verlosse Vriende, ons is nêrens toevallig nie. Waar ons is en waarheen ons gaan, daar is Jesus by my en daar is Jesus met my om mense daar tot 'n seën te wees. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee.